vorige keer gesels oor Dawid wat die reus Goliat verslaan het. En hoe Dawid toe op grond daarvan hierdie heldedaad 'n beroemde man in Israel geword het. En onthou jy nog hoe ons gepraat hoe koning Saul so jaloers op Dawid geword het dat hy homself wou doodmaak? Ja, ons het vorige keer gepraat juis oor hoe maak 'n mens met jou jaloesie? Nou, vandag praat ons 'n bietjie verder oor die ander kant van die munt. As Dawid nou die een was wat deur Saul onreg aangedoen word, sou mens nou maklik kon vra, nou gaaf, hoe moes Dawid maak met sy wraakgedagtes? As Saul hom wou doodmaak en Dawid seker na alle reg gehad het om wraak op Saul te neem, hoe moet hy gemaak het met sy wraakgedagtes? Hoe moet ek en jy maak? Sou ons wraakgedagtes hê? In 1 Samuel 24 lees ons die verhaal hoe Dawid 'n keer vir Saul vlug. Ja, dit was die uiteinde van die verhaal dat Saul wou voortdurend vir Dawid doodmaak en Saul moes 'n voortvlugtige word. En nou lees ons in 1 Samuel 24 hoe Dawid een dag in die gebergtes in Israel vlug met sy manskappe en wanneer dit aand word, skuil hy in 'n grot en daar in hierdie grot oornag Dawid en sy soldate en toevallig kom Saul met sy soldate wat nou vir Dawid agtervolg by dieselfde grot aan. En Saul oornag in hierdie einste grot. En deur die loop van die aand kom Dawid en sy soldate agter maar Saul slaap in hierdie einste grot. En nou word Dawid gekonfronteer met hierdie versoeking. Kan hy nou nie wraak neem op Saul nie? Hierdie Saul wat hom wou doodmaak, hoeveel kere, wat sy lewe bedreig, sou hy nie nou maar vir Saul kon ontslaa raak nie. Hy het alle geleentheid daartoe. Hier lê Saul in slaap, onwetend dat Dawid die geleentheid het om hom dood te maak. En hier word Dawid dan nou voor die keuse geplaas om Saul dood te maak. Ja, althans so lees ons ook, sê sy manskappe vir hom in vers 5, hier is jou kans, die Here het jou vyand in jou hand gegee. Maak hom nou dood. Dis die een opsie. Maar Dawid het ook 'n ander keuse om Saul nie dood te maak nie. En hy kies juis vir hierdie keuse om nie Saul dood te maak nie, lees ons in vers 7. Wat Dawid egter wel doen is, dat hy 'n stuk van Saul se mantel afsny, so terwyl Saul lê in slaap. En dan die volgende oggend, as met dagbreek en almal wakker word, is dit Saul wat eerste saam met sy soldate uit die grot uitstap en wanneer hulle seker al 'n entjie weg is, kom Dawid en sy manskappe uit die grot na vore. En is hier waar ons nou lees van 'n gesprek tussen Dawid en Saul. Dawid roep so ewe agter Saul aan, wat nou seker al op 'n afstand getrek het, weg van die grot af, en Dawid roep na Saul en sê vir hom, kyk, ek het kans gehad om jou dood te maak, en dan wys Dawid so ewe vir hom die stuk van die mantel wat hy afgesny het. Maar ek het jou nie doodgemaak nie, sê Dawid vir Saul. Nou Saul is so aangegryp deur hierdie gebeurtenis, ons lees dat hy sommer in trane uitbars. En net daar en dan sê hy vir Dawid, jong, jy is 'n beter mens as ek, lees ons in vers 18. Hy sê vir Dawid, jy sal waarskynlik ook nog koning word. Ek sou my vyand doodgemaak het. Enige mens sou wraak geneem het as hulle kon. As hulle vyand voor hulle was en hulle sou hulle vyand doodmaak, enige iemand sou dit kon doen. Maar Dawid, jy het nie wraak geneem nie. Nou is dit Dawid se kans om te verduidelik, hoe moet 'n mens dan nou met jou wraakgedagtes maak? En juis hier verduidelik hy vir Saul waarom hy nie wraak geneem het nie. Ons lees hoe Dawid vir Saul verduidelik, ek het jou nie doodgemaak nie, want die oordeel behoort aan die Here, sê hy in vers 13. Die Here is jou regter, nie ek nie. Ja, Dawid verduidelik baie mooi dat dit nie sy plek is om oor Saul te oordeel of om hom reg te stel nie. Dit behoort net aan die Here. Dawid verduidelik so mooi vir sy manskappe, ek kan nie Saul doodmaak nie, hy is die gesalfde van die Here, sê hy baie duidelik. Althans sê hy 3 keer na mekaar, Saul is die gesalfde van die Here, ek mag hom niks leed aandoen nie. Die Here is regter, die oordeel behoort aan die Here. En hierdie woorde van Dawid wil ook vir ons leer, hoe moet 'n mens maak met jou wraakgedagtes? Of hoe woedend kwaad teenoor ander, en het jy dalk alle reg om wraak te neem? Ons leer hier dat die oordeel behoort aan die Here, nie aan ons nie. Ons plek is om aan te hou doen wat die Here van ons vra. Ja, hoe leer ons in die Nuwe Testament? Om selfs ons vyande lief te hê.
Mag hierdie verhaal van Dawid ook jou leer oor hoe maak 'n mens met wraakgedagtes? Kom luister 'n volgende keer verder oor die verhaal van Dawid.